Alderman. Dit voel altyd vir my baie vreemd om vir iemand soos jy alderman te moet sê. Wat is Die Afrikaans is raadsheer. dis ou oomie sê daai Ja, dit laat 'n ou so 'n bietjie oud voel. maar kan ek maar net vir jou sê in jou vermoëns is jy beslis 'n raadsheer, so ten minste verdien jy die titel wat jy lyk. Ja, solank die voorkoms nie 'n alderman is nie, Isak, maar dit sal seker maar kom. Ja. Ja, wel, ek het een oggend wakker geword toe ek skielik kom. Ek het nog steeds in my kop dat ek eers dit ek eintlik vreeslik jeugdig lyk. Maar die jong meisies dink blykbaar nie so nie, want ek is Ja. So, Silje Brink, baie welkom hier by ons. Ek was sommer so 'n bietjie gesels met jou in die lig van die feit dat jy nou weer die burgemeesterskandidaat is vir Tshwane. Oor hoe jou planne lyk, wat die kanse is en so aan. Maar ek wil gou vir jou 'n ding vra voordat ons wegval, nê. Ek sien hier op X is daar beeldmateriaal in omloop van 'n klomp EFF-lede. Wat 'n klomp besighede storm geloop en sommer begin krag afsit en sulke goed. En nou is daar een voorval in Waldkloof by 'n gebou wat die ou in 1997 een of ander ooreenkoms geteken het, maar hulle dring toe nou daarop aan dat hy 3,8 miljoen rand skuld en waps, daar sny hulle sy krag af. Nou wil ek probeer verstaan, ek weet politieke partye doen oorsigbesoeke. Maar het 'n politieke party die mag om iemand se krag af te sny of dienste op te skort of so iets? Nee, Isak, die antwoord is 'n klinkklare nee. Politieke partye is nie veronderstel om die funksies van 'n stadsraad of 'n munisipaliteit te vervul soos kredietbeheer nie. En ek vermoed wat hier gebeur het, en jy moet my asseblief daai video stuur want ek het nog nie gesien nie. Ek vermoed wat hier gebeur het is dat die EFF wat nou in regering is in die Tshwane Metro deel was van 'n kredietbeheer aksie. Ons noem dit Tshwane Yatima, dit beteken Tshwane sit af. En dit is natuurlik is nie 'n rekening betaal nie. Maar dit is heeltemal onvanpas vir 'n politieke party wat in 'n regering dien om daar met partypolitiese regalia, hemde en oorpakke en dies meer op te daag. Ons het dit sekerlik nie gedoen as die DA en die VF+ en ander partye wat in ons koalisie was nie, want dit ondermyn juis die gesag van die staat. Dit ondermyn hierdie idee dat die munisipale administrasie apart staan van die politieke partye. Hulle is daar om die beleid uit te voer, maar kredietbeheer is 'n wetgewende funksie. Ek wil iets verder bysit, Isak, daar was al hofsaake, interdikte wat bekom is teen die EFF wat inmeng by arbeidsverhoudinge by besighede, en die Hooggeregshof of die Arbeidshof het daar bevind, dit is nie die rol van 'n politieke party om 'n besigheid in te dring en namens stakende werkers of mense wat griewe het, die saak op te neem en die besigheid te ontwrig nie. So ek sal baie graag wil sien wat daar in Kan ek gou vir daai video wys? sodat ons dit kan opvat. Ja, asseblief, doen so. Blessing Chegu Oratiwe is die persoon wat hier gepos het, en ek gaan so 'n stukkie van hierdie video speel. Nou kyk, ek wil vir geen oomblik iemand wat geld skuld aan die munisipaliteit verontskuldig nie, maar iets hieraan lyk nie vir my lekker nie.
Want hier's toe 'n klomp You are disputing this at court, right? Yeah, we can dispute it. Yeah. So now, I see the court. So I see the court papers. I'm not from legal. Legal will attend to this. So now, so You won't be in for damages. yeah, correct. We You are. know that, huh? Let me tell you, we are done. So Okay, read that as well, please. So let me advise. I've read Please just read everything. that. So That's from the attorney. Read that. listen. I see a letter from your attorneys, right? So you owe the city 3.8 million. We don't owe that. Yeah, it's fine. We don't. So We it's don't. not from us as the city. We are going to disconnect. You have the But we full don't power owe that. authorities to take this to add it to the case that you are currently disputing with the city of Tshwane But we and take us to don't. court. But we don't owe that. Yeah, the court will deal with this. You are saying that you have a But your dispute. paperwork tells you So that. I can't speak. So if you give me a council resolution, there's no one in the city of Tshwane that can just give you a letter and it says that the city But it's secretary. signed. You are giving me a letter that is dated 12 May 1997. So what do you want us to do this on a third? So now again, I want to assist you. Now you are going to package all this together with our debt of 3.8. When you take us to court, you will cluster all of them, take us to court, charge us for damages. I'm the MMC of Health. I can be a respondent. Now we're going to switch off. Could we have your name, please? ek stop dit daarso en ek wil sommer maar net maar dit lyk vir my asof dit is hierdie 'n wettige optrede wat hulle mee besig is. Isak, so hoe dit werk is hierdie kredietbeheerspanne gaan uit en dan het hulle die inligting oor wat moet gebeur, maar jy moet bygestaan word deur 'n amptenaar wat die magtiging het om besluite te neem en as daar 'n hofbevel is of 'n een of ander dokument wat dui daarop dat kredietbeheer nie toegepas moet word nie, dan moet daar oorweging daaraan gegee word. So dit lyk vir my asof 'n politikus in plaas van 'n amptenaar van die stadsraad hierdie proses lei en dit is onvanpas. Ek het ook as burgemeester op baie van hierdie goed gegaan, veral as jy staatsdepartemente wat die munisipaliteit geld skuld gaan afsny. En jy weet, jy maak 'n groot veldtog daar rondom om die waarskuwing te rig dat mense hulle rekeninge moet betaal, maar jy moet altyd bygestaan word deur 'n amptenaar en wat hierdie video opdui is dat dit 'n politikus is en dit is die EFF, 'n lid van die burgemeesterskomitee vir gesondheid. Ek kan nou nie presies onthou wat haar naam is nie, maar dit is juis 'n politikus en ek vermoed dat die mense afhangende van die dokumentasie wat hulle het, waarskynlik hierdie video kan gebruik om die argument te maak dat daar onbehoorlik ingemeng is in die administrasie in hierdie Nee, dis hoekom ek vir jou vra want ek bedoel 'n raadslid se dis soos wat jy sê, raadslid se werk is nie om so iets te doen nie. Dis amptenary se werk daai. Ja. En Isak, hier's die ironie. Ons praat van amptenary, kredietbeheer, politieke leierskap. Daar's 'n eiendom, die ou Marula San. Ek seker daarvan jy weet wat dit is. En dit is nou nie meer die Marula San nie, dit is nou Mzansi Resorts. Dit behoort in die Noordwes regering en dit word gehuur deur hierdie maatskappy Mzansi Resorts wat aan die onderburgemeester van die stad, Eugene Modise, behoort. Hy is ook toevallig die lid van die burgemeesterskomitee vir finansies. Ons het gaan kyk na die kontrak tussen Modise se maatskappy en die Noordwes regering en 'n gevolge daai huurooreenkoms is hy verplig om die munisipale rekening op die eiendom te betaal. Maar hoe ook al dit sê, hierdie eiendom skuld die stad 23 miljoen rand. Nou ek weet nie hoeveel die mense daar in Waterloo geskuld het nie. Ek weet dat nou die dag is die Tshwane Universiteit van Tegnologie se krag afgesny vir 5 miljoen rand se agterstallige skuld. Maar 23 miljoen rand word op die ou Marula San geskuld deur die maatskappy wat besit word deur die onderburgemeester en die lid van die burgemeesterskomitee verantwoordelik vir finansies Eugene Modise. En daar word geen kredietbeheer toegepas op daai eiendom nie. En ek dink dit ondermyn die gesag van die munisipaliteit. Dit maak dat elke keer as die burgemeester op hierdie Tshwane Yatima goed gaan, soos wat ons ook maar gedoen het, dan kan sy nie die vraag beantwoord oor hoe die kredietbeheer beleid toegepas word nie. En dit gaan ook maak dat mense net nie hulle rekening gaan betaal nie.
en hulle gaan die stadsraad al hoe meer hof toe vat en ongelukkig vanweer die gemors wat nou daar heers, word hierdie saak gewen. Hoe gaan dit deesdae in Tshwane, Silje? Kyk, baie van die goed wat ons in plek gestel het, is nog in plek. En ek het dit vir jou in die verlede genoem, dis baie belangrik, professionele bestuur, 'n goeie munisipale bestuurder, 'n goeie bestuurspan, want sonder hulle kan jy nie die kultuur van die organisasie verander nie. Baie van die vordering wat ons gemaak het met die finansies, het behoue gebly, soos byvoorbeeld die moeilike besluit om nie salarisverhogings te betaal nie, het die stad in 'n posisie geplaas om 'n skikking met Eskom te bereik. En daai skikking is belangrik nie net omdat dit 'n goeie ding is om jou skuld te betaal en rekenskap te gee van hoe jy die geld wat jy ontvang van die publiek hanteer nie, maar ook omdat totdat die stad nie sy Eskom rekening afbetaal nie, gaan die stad nie finansiële markte kan nader om infrastruktuur te bou nie. Al hierdie belangrike projekte om die krag en die water en die vullisverwydering en dies meer aan die gang te hou, dit het kapitale besteding nodig. Mens moet natuurlik waarde vir daai geld kry, maar jy moet die geld kan bekom op 'n manier. En soos 'n swak skuldenaar kan die stad op hierdie stadium, omdat hy Eskom met die geld skuld, kan hy dit nie afbetaal nie. Maar daar is kommerwekkende verskynsels, Isak. Ek het verwys na die lid van die burgemeesterskomitee vir finansies, die onderburgemeester, wat hierdie geld skuld en wat oënskynlik onaantastbaar is. Die stad het ook om die begrotingstekort wat daar steeds is, aan te spreek, het hulle 'n nuwe belasting geskep, 'n sogenaamde stadsreinigingsheffing, en daar's absolute verwarring oor presies wie hierdie stadsreinigingsheffing moet betaal. Dis boonbehalwe eiendomsbelasting en die tariewe wat mense gewoonweg moet betaal. En die interessante ding oor hierdie nuwe stadsreinigingsheffing, ons het vir die burgemeester gevra, nou hierdie geld wat jy nou inwin, die nuwe geld wat jy inkry, waarop gaan dit spandeer word? En haar antwoord was, dit gaan nie op enigiets spesifiek gespandeer word nie. Met ander woorde, die stad kan nie wys dat daar waarde toegevoeg word vir hierdie nuwe heffing nie. AfriForum het die saak in die hof gewen, in die Hooggeregshof, hulle het dit op hersiening geneem. Hierdie heffing is tersyde gestel, en die hof was skreiend in hulle beskrywing van die stad se hantering van hierdie saak, die stad se onvermoë om basiese dokumentasie te lewer en dies meer. Die stad het nou besluit om daai swak saak wat hulle, of om die uitspraak op appel te neem na die appelhof op die swak saak wat hulle aanvanklik gemaak het voor die Hooggeregshof. So, daar is ongelukkig die aanduiding, Isak, dat die Action SA burgemeester wat ons het, is nie veel van 'n skans teen die ANC magsoorname wat in wese gebeur het verlede jaar nie. Jy's nou aangewys as die burgemeesterskandidaat vir Tshwane in die komende munisipale verkiesings. Wat is die kanse? Hoe lyk dit? Wat sê julle inligting? Wat is die kanse om te kan oorneem, maar meer nog om sterker te kan oorneem? Daai sterker oorneem is baie belangrik, Isak, want jy kan 'n briljante burgemeesterskandidaat hê, jy kan goeie koalisievennote hê, maar as julle nie saam 'n meerderheid in die stadsraad het nie, dan is dit bitterlik moeilik om belangrike besluite te neem. En wat vir ons strategies belangrik is as die DA, is om ten minste die grootste party te wees in die Tshwane Metro, want dan kan ons duidelike rigting gee, ons kan die agenda bepaal, maar natuurlik sal dit veel beter wees om 'n meerderheid te hê. Ek hoop, en ek is redelik seker op grond van ons getalle, en ek sal nou 'n bietjie daaroor verduidelik, dat ons of alleen of saam met getroue koalisievennote wel 'n stabiele regering hier in Tshwane kan vorm om 'n meerderheid in die stadsraad te hê. En wat vir my veral belangrik is 'n scenario waar ons nie die ANC nodig het nie, want ongelukkig, soos wat ons gesien het met die regering van nasionale eenheid, die ANC is heeltemal verwaand, hulle is onwillig om verandering teweeg te bring. Hulle eie organisatoriese chaos maak dat dit oorspoel in regering in, dat mense nie duidelike beleidsverandering kan bring nie. En natuurlik, ons moet eerlik wees, al hierdie kaders en die mense wat die stelsel melk, wat hulle self verryk en maak dat infrastruktuur verkrummel en dat die stad se
dissipline en professionele etiek daarmee heen is deel van 'n ANC netwerk. Of hulle nou vandag EFF is, of hulle nou môre MK is, hulle is almal uit die ANC moederkerk uit. En hoe meer ons daai ANC kan hokslaan, hoe kleiner ons hulle kan maak, hoe beter. So hoe lyk die getalle? Isak, soos jy weet, het seker al met Helen gesels. Ons praat nou nie openlik oor die opiniepeilings nie, maar daar was opiniepeilings wat in die media verskyn het. En al wat ek kan bevestig is dat die peilings deurgaans bevestig dat die DA in 'n baie sterk posisie is in al 3 van Gauteng se metros, maar veral in die Tshwane metro, waar die demografie en die geskiedenis en verskillende redes vir ons 'n mededingende voordeel gee. So buiten Kaapstad glo ek dat ons baie sterk staan om so na as moontlik aan 'n meerderheid te kom hier in die Tshwane metro. Ons het DA takke in elk van die 107 wyke in die stad. Dis die eerste keer wat ons dit reg kry. En wat nou belangrik is, Isak, is dat mense reg maak vir 'n verkiesing. Ons vermoed dat dit volgende jaar in November gaan geskied, maar ons doen 'n beroep op mense, ook die mense wat na hierdie program kyk. Maak seker dat jy geregistreer is om te stem. Jy hoef nie vir my te stem nie, maar maak seker dat jy stem, want ons het daai getalle nodig om die ANC oormag te breek en om seker te maak dat hierdie kleiner partye wat onafwendbaar aan die ANC uitverkoop, nie 'n vasstrapplek het nie, want dis wat voorheen hier gebeur het. Die laaste voordeel wat ek wil noem, Isak, buite nou die peilings en die strukture en jy weet, die feit dat ons so 'n bietjie ervaring in regering het en ek is een van die ouens wat hier kan staan en sê ons het 'n goeie job gedoen. Ons wil klaarmaak waarmee ons begin het. Buiten vir dit, 2021 was 'n verkiesing van DA splinterpartye, veral Action SA. Daai party het meeste van sy steun, veral in die Tshwane metro, het hy uit DA geleedere of potensiële groeimarkte vir die DA geput. En hierdie verkiesing 2026 gaan definitief een wees van ANC splinterpartye. Vir die eerste keer gaan MK aan die verkiesing deelneem. Hulle het nie so sterk basis in Tshwane soos wat hulle in Johannesburg het nie. Jy weet, is maar 'n Zulu stamgebonde party. Maar nou die dag in Mamelodi, waar die DA ook baie goeie groei gewys het, ons het met 87% gegroei in vergeleke met wat ons laas keer gekry het MK ook baie goed gedoen in 'n ANC wyk. So ek dink MK gaan definitief 'n faktor wees en alhoewel niemand wil hê MK moet 'n opgang maak nie, is die feit dat hulle self organiseer van binne die strukture van die ANC. Hulle gebruik ANC donateurs, hulle gebruik ANC lede en ons hoop dat dit 'n negatiewe uitwerking gaan hê op die ANC, maar natuurlik is hoop nie 'n strategie nie en daarom probeer ons die DA so sterk as moontlik maak. Sê nou maar die ongewenste gebeur dat julle weer wen, maar met 'n koalisie moet regeer soos wat in jou geval was, met ander woorde dat dit nie so sterk is soos wat 'n mens wil hê nie. Sou jy nog steeds aangaan daarmee of sou jy uit die lesse van die verlede sê nee, Jesus, die ander Kyk, Isak, mens kan pleit, mens kan hard werk en jy kan canvas en jy kan aan deure klop en jy kan jou program van aksie so duidelik as moontlik maak vir die kieserspubliek, maar as hulle gepraat het op verkiesingsdag, dan moet jy luister. En jy moet werk met die verkiesingsresultaat wat opgelewer is. Ek is heeltemal voorbereid vir 'n koalisie in Tshwane. Ek sou verkies dat dit 'n koalisie sou wees van sê die DA, die VF+ en die ACDP of 'n ander party wat nie tans in die ANC se dampkring is nie. Ek sal verkies dat dit nie 'n sogenaamde regering van plaaslike eenheid is nie, want dit is juist die ANC en sy kadernetwerk wat ons moet probeer uitmekaar uithaal, en as hulle by die besluitnemingstafel is, dan is dit net al hoe moeiliker. Ek sou verkies dat die DA die grootste party is, maar natuurlik wat die verkiesing oplewer, dit is waarmee jy moet werk. Die stelsel van proporsionele verteenwoordiging wat ons het, is amper gewaarborg om koalisies op te lewer.
buiten Kaapstad is in Meyerton, Midvaal in Gauteng en 'n paar Wes-Kaapse munisipaliteite, is jy gewoon nie verseker van 'n eenparty meerderheid op enige plek nie. En ek het goeie ervaring met koalisies. Ek het ook slegte ervaring en ek sal uit beide van daai putte sal ek water skep. Wat is die belangrikste ding wat jy sou wil verander as jy sou burgemeester word? Sê met 'n lekker sterk meerderheid, 'n koalisie van jou keuse, wat is die belangrikste ding wat jy graag sou wil verander in so 'n geval? Ek gaan vir jou die tegnokratiese antwoord gee in plaas van die politieke antwoord, want dit is baie belangrik om te weet hoe om te regeer. Isak, die belangrikste verandering wat ons gemaak het in die 18 maande wat ek burgemeester was en ook in die aanloop daartoe onder my voorganger, was die vervanging van die topbestuur van die munisipaliteit deur bekwame mense. Johan Metler is munisipale bestuurder, ander mense wat vanuit buite die stad gewerf is om in sleutelposisies te dien. Dit was fase 1. Fase 2 is om dieselfde te doen met die volgende vlak van bestuur. Die divisiehoofde, die direkteure, die ouens wat ongelukkig te veel in hulle kantore sit en sommige van hulle daag nie eers by die kantoor op nie. Hulle is tot 'n groot mate nog geaffilieerd aan die ANC en sy korrupsienetwerke en daar moet baie aggressiewe prestasiebestuur toegepas word. En daarvoor het jy inligtingstelsels nodig, jy het tegnologie nodig en ons doen die voorbereiding. Ons sien wat Kaapstad het, soos byvoorbeeld in Kaapstad weet hulle op enige gegee tyd waar 'n lid van die metropolisie is of waar 'n lid van 'n elektrisiteitsspan is. En met daai tegnologie gaan ons mense verantwoordbaar kan hou. Dit is nie as dat ons 'n onnodige konfrontasie met die werksmag wil hê nie, maar ek dink gewone mense wat vir die stad werk, verdien ook goeie bestuur. En is 'n paar vrot appels wat vervang moet word en ek dink dit gaan die deurslag gee om die kultuur te verander en om dienslewering te verbeter. Ek sien nou een van die kykers sê Herman Mashaba hou so baie daarvan om jou sleg te sê op X. En ek moet sê daai this racist boy het ook vir my so half wat terugsit. Bietjie kommentaar daarop. Ja, kyk Isak, ek geniet ook so elke nou en dan 'n whisky so na 7 in die aand, maar ek vermoed dat meneer Mashaba dalk bietjie te veel daarvan geniet. En dis 'n baie gevaarlike kombinasie veral met sosiale media, want al jou filters val weg en dan sê jy wille goed wat jy dan in die oggend oorspyt is. Maar die feit van die saak is dat Herman Mashaba en sy party geen geloofwaardigheid oor het nie. Van dag tot dag sê hulle verskillende goed, soos nou die dag byvoorbeeld was Mashaba op rekord dat hy gesê het hulle gaan nou onttrek uit die ANC koalisies uit. En toe ons weer sien, toe is die onderhoud wat hy met Power FM gevoer het, waar hy hierdie goed kwyt geraak het, verwyder deur Power FM. So duidelik het sy media skakelbeamptes daar gaan soebat en is daai verklaring teruggetrek. Want hier in Tshwane regeer hulle net op genade van die ANC. In der waarheid, hulle dra maar net die burgemeestersketting, hulle regeer nie. In Johannesburg is Dada Morero net in plek, omdat Action SA se 44 raadslede hom in plek hou. In Ekurhuleni, waar hulle nou hierdie celebrity drugbuster aangewys het as hulle burgemeesterskandidaat, en ek voel baie jammer vir hom, want ek glo nie, hy ken Herman Mashaba in die manier wat hy dinge doen nie, hou hulle ook die ANC aanbevind. So Action SA is per definisie die party wat die ANC help om aan mag vas te kleef, en ek dink daai boodskap gaan baie duidelik deursyfer na die kiesers toe in 2026. Ek weet Hammanskraal is altyd nogal 'n groot uitdaging, maar ek sien deesdae, soos wat ek nou maar sosiale media dophou en in Pretoria kom, die mense in Centurion kla baie oor kragonderbrekings en in die ooste van Pretoria wat soms dae lank onder kragonderbrekings ly. Is daar 'n oplossing daarvoor? Ja, jou belangrikste oplossing is om jou finansies goed te bestuur, en dit is nie 'n vreeslike langtermyn projek nie. Jy kan met goeie finansiële bestuur maand na maand sekere aanwinste maak.
en dan om daai geld te spandeer op infrastruktuur. Ek kan vir jou sê wat in Centurion fout gaan, en dit is dat sekere opgraderings aan die Brakfontein substasie nie gedoen is nie. Ons het geld bewillig vir daai opgraderings in die begroting, die ANC het die geld weggevat. So die opgraderings word nie gedoen nie. En as jy nie jou geld spandeer op infrastruktuur nie, dan kry jy hierdie geleidelike agteruitgang. Nou, ons het alreeds 'n groot wat noem mense dit, 'n backlog in Afrikaans, 'n agterstand van instandhouding en kapitaalvervanging, veral met die elektrisiteitsnetwerk, en daarom moet jy seker maak dat dit is waar jy jou geld spandeer. Die ANC koalisie het in hulle aansuiweringsbegroting in Februarie, hulle adjustments budget, soos ons dit in Engels noem, het hulle 800 miljoen rand weggevat by water en elektrisiteitsspanne en van water en elektrisiteitsprojekte, en hulle het die bewilliging vir watertankers met 64% verhoog. Met ander woorde, daai water wat jy kry as daar nie water in jou krane is nie. So hulle begroot vir droogte. En sekuriteitsmaatskappye, en een van hierdie sekuriteitsmaatskappye het verbintenisse aan dieselfde ANC onderburgemeester en verantwoordelik vir finansies Eugene Modise wat ek voorheen genoem het. So dit is swak begrotingsbesluite wat maak dat jy beheer van die situasie verloor en wat maak dat jy nie geleidelik opgraderings in jou infrastruktuur kan doen nie. En ons is seker dat met strategiese projekte kan ons die elektrisiteitsnetwerk verbeter. Projekte soos Brakfontein is reeds daar. Projekte soos om daai ou kabels in die Pretoria Middestad en Pretoria Wes te verander, dit was reeds daar, maar dit is verwyder van die begroting en dis hoekom ons nou met al hoe meer diensteonderbrekings sit. Net so laaste enetjie oor die moontlikheid van koalisies, want soos jy sê, ou maak maar gereed daarvoor, dit is die waarskynlikste uitkoms wat daar kan wees. Maar as ek nou ergens 'n ontledingsstuk, 'n meningsstuk oor jou as burgemeester en jou werk as raadslid moet gaan skryf, dan sou ek sê my waarneming is dat jy 'n goeie verhouding oor 'n wye front het, want ek sien, my waarneming is dat jy het nie net steun vanuit jou party nie, daar's uit ander partye ook mense wat gelukkig is met jou soort van styl en die manier hoe jy dinge doen. Is daai verhoudings vir jou belangrik en is dit iets waaraan jy verder sal bou, sou jy weer die geleentheid kry? Dit is baie belangrik, want soos jy noem, mens weet nie wat 'n verkiesing gaan oplewer nie, jy weet nie wat gaan gebeur nie. So jy moet mense identifiseer wat dieselfde waardes as jy het. Hulle mag dalk 'n ander klem hê, hulle mag dalk jy weet, daar mag dalk iets anders wees waaraan hulle belangstel, maar jy moet probeer as jy 'n regering saamstel om daai verskillende agendapunte soveel as moontlik te akkommodeer. En daar is wel partye, ongelukkig min partye wat goeie dis nie baie partye. Ek moet myself reg, jy weet, korrigeer hierso, min partye wat getroue koalisievennote maak, maar daai verhoudings is belangrik. Een van die eerste lesse wat Helen Zille vir my gegee het toe ek aangewys is as burgemeesterskandidaat was, die koalisie is nou jou verantwoordelikheid. Die dae wat die DA burgemeester of die VF plus burgemeesterskomitee lid of die Action SA burgemeesterskomitee lid na hulle nasionale leierskap toe hardloop elke keer as hulle 'n probleem het, is verby. Jy moet die verhoudinge kultiveer, jy moet die mense verstaan, jy moet die agendas integreer sodat jy 'n effektiewe stabiele regering het. So dit is baie belangrik. En Isak, die ander belangrike ding is vennootskappe met die burgerlike samelewing en met besighede. Want oor die jare is die staat se kapasiteit afgetakel, die koalisies en die koalisiechaos het dit erger gemaak om effektiewe besluite te neem. So daar is kundigheid in die privaat sektor en in die burgerlike samelewing wat jy nodig het om 'n stad te herbou, om dienslewering te verbeter. En dit is die ander belangrike les wat ek geleer het, wat ons almal geleer het in die DA na afloop van 2021. En dan wat betref kritiek teen die DA as
as ek sosiale media dophou, is daar mense wat sê, ja, ek gaan nou nie weer DA stem nie, want hulle het in die Pride veld tog deelgeneem, of hulle het die gedoen, of daai gedoen. As jy nou vir mense 'n boodskap moet gee om te sê, hoekom hulle vir die DA moet stem, wat sou dit wees? Wel, die DA se belangrikste eienskap, ons prospektus aan die kieserspubliek is dat ons goeie dienste lewer. Ons bou sterk instellings, ons staan op teen korrupsie. Ons verteenwoordig 'n stel waardes wat nie beperk is tot 'n gegewe gemeenskap nie. Dieselfde beginsels wat hier geld waar ek sit in die ooste van Pretoria, moet ook geld in Hammanskraal en Mamelodi en Atteridgeville. Nou ek verstaan dat ANC kiesers of historiese of tradisionele ANC kiesers nie oornag vir die DA gaan stem nie. Jy gaan deur verskillende fases van demokratiese ontwikkeling gaan. Ek dink die grootste groep voormalige ANC kiesers is mense wat tans glad nie stem nie. Hulle het opt-out uit die stelsel uit. Maar jy het 'n party soos die DA nodig wat beginsels het wat toegepas kan word in verskillende gemeenskappe wat staan vir dienslewering, die oppergesag van die gereg, 'n vrye mark-ekonomie en nie rassigheid om die land vorentoe te vat. En ek verstaan, dit gaan nie alles van die regering afhang nie, en dis hoekom die burgerlike samelewing so belangrik is. Jy praat met Solidariteit en AfriForum, die goed wat hulle bou, die goed wat, maak nie saak wat jy dink van wat hulle sê van tyd tot tyd nie, hulle bou goed, hulle bou instellings, hulle bou infrastruktuur, wat nie net goed is vir die Afrikaans sprekende gemeenskap nie, maar ook goed is vir as 'n voorbeeld vir die res van die gemeenskap. So, jy het dit nodig, maar dit is net makliker as jy 'n regering in plek het, as jy 'n burgemeester het, as jy 'n stadsraad het, wat bereid is om hande te vat met hierdie burgerlike organisasies. En ek glo dit is wat die DA definieer. Ons is die party van dienslewering, ons is die party wat teen korrupsie opstaan, en ons is die party wat 'n tuiste bied vir almal wat ons beginsels deel. So jy bring die raadsheer van Tshwane munisipale metro raad. Sal jy baie dankie. Dit was lekker om weer met jou te gesels. Ons het dit te lank laas gedoen. Dankie Isak, ons moet dit weer doen. Right. Sal jy bring oor sy planne vir Tshwane en oor die DA in die toekoms, wat wag daar vir julle wat daar in Tshwane bly? Interessant, lekker gewees om met Silje te gesels. Ek hoop tog man, daar gebeur iets, dat hulle bietjie in 'n sterker posisie daarin kom, want ek dink tog as 'n bekwame ou, hy is nou so ver verwyderd van 'n makmoegu wat onbekwaam is. Luister, ons gaan net hierna gesels ons verder. Jy luister na Isa